Beskou die volgende 3 stellings met betrekking tot wisselstroomdrywing en gelykstroomdrywing en bepaal watter van hierdie stellings is korrek. Stelling 1. Wisselstroomspanning kan tydens wisselstroomdrywingsoordrag verander word. Nou jy sal sien in die eindeksamen gaan jou vraestel 2 dele hê, 'n Afrikaanse deel en 'n Engelse deel. So as jy dan kyk na die Engelse deel, dan gaan dit jou soms help, want die Engelse vertaling vir die woord drywingsoordrag is die woord power transmission. En vir my is dit net 'n bietjie makliker om te begryp as drywingsoordrag. So hierdie stelling is inderdaad korrek. En ek het hierdie illustrasie vir jou hier gemaak, dat jy dit 'n bietjie beter kan verstaan. So, wat ons kry is, laespanning elektrisiteit word opgewek by 'n kragstasie. Dink aan jou steenkoolkragstasie of die Koeberg kernkragsentrale, elektrisiteit word opgewek teen laespanning. Dan word daar gebruik gemaak van transformators. In Engels noem ons hierdie 'n step-up transformer. En hierdie transformator gaan dan die laespanning omskakel na hoë spanning elektrisiteit. En die rede hoekom ons dit doen is om energieverliese te beperk. Dan gaan dit via die transmissienetwerk en dan is daar weer transformators wat die spanning verander van hoë spanning na laespanning sodat dit gebruik kan word in jou huis of in besighede reg oor die land. Maar die lank en die kort is, hierdie stelling is korrek. Wisselstroomspanning kan tydens wisselstroomdrywingsoordrag verander word. Stelling 2. Gelykstroomdrywingsoordrag, in Engels power transmission, benodig transformators. Nou hierdie stelling is verkeerd. En dit is juis een van die beperkings van gelykstroomdrywingsoordrag. Transformators werk slegs met wisselstroom, nie met gelykstroom nie. So 'n voorbeeld van hierdie in werking is die Apollo Cahora Bassa skema. So hidroelektrisiteit word opgewek by die Cahora Bassa dam in Mosambiek en die tipe elektrisiteit wat opgewek word is laespanning wisselstroom. Dan word daarvan transformators gebruik gemaak om die laespanning wisselstroom te verander in hoë spanning wisselstroom. Maar let daarop, wisselstroom laespanning, wisselstroom hoë spanning. Nou word die wisselstroom omgeskakel na gelykstroom. En daardie gelykstroom word dan teen 'n spanning van 533.000 volt oorgedra na Suid-Afrika deur kabels met 'n lengte van 1420 km. En dan uit die aard van die saak aan die Apollo kant naby Johannesburg word die gelykstroom dan eers omgeskakel na wisselstroom en sodra dit omgeskakel is na wisselstroom is daar weer 'n transformator teenwoordig om die hoë spanning na laespanning elektrisiteit om te skakel. Maar in kort, wat moet jy weet? Gelykstroom, nie transformators nie, wisselstroom, wel transformators. Stelling 3. Wisselstroomdrywingsoordrag, power transmission, is meer energiedoeltreffend. Nou hierdie stelling is korrek. Die spanning van wisselstroom kan verhoog word deur middel van transformators tydens drywingsoordrag. En dit word gedoen juis om energieverliese in die transmissielyne te verminder. Jy weet tog dat P is gelyk aan V maal met I. Nou, die hoeveelheid drywing wat oorgedra moet word, dit gaan konstant bly. Jy kan dus sien, as ons die potensiaalverskil kan verhoog, dan gaan ons die stroom verlaag. En nou wil ek hê jy moet dink aan interne weerstand. Jy het tog, in Engels noem ons dit V-loss, wat gelyk is aan die stroom maal met die interne weerstand. So, hoe laer die stroom
wat deur die transmissielyne vloei is, hoe laer gaan die verlore volts wees in my stelsel, want die interne weerstand van die transmissielyne gaan konstant bly. So die doel is, kom ons hou die stroom so laag as moontlik om die energieverliese so laag as moontlik te hou. En om dit reg te kry, het ons nodig om ons spanning so hoog as moontlik te hê. En dit is hoekom ons gebruik maak van hoë spanning transmissielyne. Stelling 3 is korrek.